Hallo maats, ek hoop dit gaan baie goed met julle almal. Sjoe, ek mis dit daarom om tyd saam met julle te spandeer by die kinderkerk. So, vandag kom kuier ek sommer by jou huis op jou skerm. Vandag wil ek 'n baie spesiale gedeelte met julle deel. Ek is seker julle almal ken al hierdie verhaal baie goed. Dit is die gelykenis van die saaiër. Dit kom voor in Lukas 8. Ek gaan 'n paar versies vir ons voorlees. Luister gerus mooi saam. Ek lees vanaf vers 4. Uit die verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom en toe het 'n groot menigte saamgekom en hy het vir hulle 'n gelykenis vertel. 'n Saaiër het uitgegaan om die saad te saai. Met die saai het 'n deel op die pad geval en dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. 'n Ander deel het op die klipbanke geval en nadat dit opgekom het, het dit verdroog omdat dit geen vochtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het daarmee saamgegroei en dit laat verstik. Daar was ook 'n deel wat in die goeie grond geval het en dit het opgekom en 'n 100voudige oes gelewer. Toe hy dit gesê, roep hy uit, wie ore het en kan hoor, moet luister. Dan verder lees ek vanaf vers 11, waar Jesus vir ons verduidelik wat hierdie gelykenis beteken. Die betekenis van die gelykenis is dit: die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op die mense wat die woord hoor, maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kan kom en gered kan word nie. Die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie. Die oomblik wat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe word dit gaandeweg verstik en dit skiet nie saad nie. Die deel wat in die goeie grond val, dui op die wat die woord hoor, wat met 'n goeie en opregte hart dit hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Wat 'n pragtige gelykenis. Nou, ek het 'n paar goedjies voorberei. Julle weet hoe mal ek oor eksperimente is. So, ek wil hê ons moet hierdie eksperiment saam aanpak. Ek het 'n paar pakkies saad in my kas ontdek. Ek het kool en hierdie is kersie, tomaties en basiliekruid en blomkool. Nou ek wil hê ons moet dit plant vandag. As jy nie saad in die huis het nie, gaan kyk bietjie wat het mamma in die yskas. Want ek het sommer ook 'n groen russie gevat en sy saadjies uitgehaal en so bietjie laat droog word, sodat ons dit kan gebruik vandag. Nou, net soos wat die gelykenis gesê het die eerste saad op die pad geval. Dit is sommer net so gestrooi en sommige van dit het in die wind weggewaai en die voeltjies het dit opgepik. Nou ek het ook nou 'n paar hier rond gestrooi. Hier lê op hierdie houtblaaie ook. So ek gaan oor 'n paar dae kom kyk wat met dit gebeur het of enige van hulle wortel geskiet het. Die volgende saad het op grond tussen onkruid geval. Nou hier het ek sommer 'n bietjie grond hier ingegooi en kom ons strooi van hierdie saadjies hierin. Dan kyk ons of hulle na 'n paar dae gaan opskiet. Die volgende het tussen klippe geval. Hier het ek sommer klippe in 'n bak gesit. Ons strooi van hulle. En dan natuurlik die goeie grond. Ek gaan nou vandag 'n vergelyking tref en ek het sommer watte gebruik. En ek het reeds vir ons saadjies binne-in gesit. Kom ons sit nog so 'n paar saadjies in die watte en ons maak dit mooi toe. En ek wonder wie van julle kan onthou met ons lessie, met ons waterbottels, het ons geleer
dat die water net soos God se gees is en dat hy ons voed met die water. So kom ons voed ook dan nou hierdie saadjies met water. Ons gooi vir hulle lekker water in en ek gaan dit nou binne in my kombuis hou en elke dag seker maak dat hierdie saadjies genoeg water het en ek gaan hulle mooi vertroetel en versorg. En dan kyk ons wat gebeur met hulle. Julle kan hierdie eksperiment in enige vorm bakkie doen. Ek het hier 'n bak wat ek sommer grond ingesit het en ek dink ek gaan vandag van hierdie blomkoolsaad, net so 1 of 2 want dis maar 'n klein bakkie, gaan ek hier insit om te kyk of hulle ontkiem. Sodra hulle ontkiem, gaan julle my help later om dit uit te plant. Want ek het 'n bietjie 'n belangrike lesie. Die 10de Mei vier ons by die kerk dankdag vir die oes. Nou, dit is waar ons dankie sê vir die Here, vir die plaasboere wat so hard werk en dat God altyd voorsien in ons behoeftes en vir ons kos gee. So ek gaan nou hierdie grond, ek het nou die saadjies in die grond gesit en ek gaan net so 'n bietjie grond bo op sit om hulle toe te maak en te vertroetel. En ek gaan hierin ook 'n bietjie water gooi. Hierdie grond is reeds nat na gisteraand se heerlike reën. So ek wil julle uitdaag, gaan soek 'n houer wat mamma sê jy kan gebruik, vra vir mamma of pappa om jou te help om iewers saadjies te kry en gaan plant dit. Dan kyk ons hoe julle saadjies opkom. En ek hoop ook vandag se saad en vandag se woord wat ek vir julle gegee het, is op goeie grond gesaai. Hou dit vas in jou hartjie en onthou dat God altyd by jou is. Maak nie saak of jy sonder jou maatjies is nie, en of jy alleen by die huis is saam met mamma en pappa nie. Onthou, Jesus is altyd daar, en hy versorg jou altyd. Hou styf vas aan hom. Een van die dae kuier ons weer lekker saam by die kinderkerk. Ek gaan binnekort vir julle nog 'n video maak, sodra ek sien my saadjies ontkiem, dan hou ek julle so op hoogte. As julle saadjies begin ontkiem, neem gerus 'n foto of 'n kort video greepie en vra vir mamma of pappa om dit na die kerk se WhatsApp nommer toe te stuur. Dan kyk ons, hoe groei julle saadjies. Kom ons pak hierdie projek saam aan. En die 10de Mei vier ons saam dankdag vir die oes en ons sê dan saam vir liewe Jesus dankie dat hy altyd vir ons voorsien. Ek hoop ek sien julle sommer baie vinnig weer want ek verlang baie. Tata maats.